Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het, deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Ons staan dan, sing ons saam 'n loflied tot eer van die Here. Psalm 47, ons sing saam vers 1 tot vers 4. Juig, o volke, juig, handklap en betuig, voor die Heer heel vreug, wees in God verheug. Ons sing saam vers 1, 2, 3 en 4, en daarna bely ons geloof in die woorde van geloofsbelijdenis van Nicea, en kan ons gaan sit vir die luister van die wet van die Here. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal. Hy het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar en hy sit aan die regterhand van die Vader. En hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. In sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister vanmôre saam na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus hoofstuk 20. Nie dat ons die wet hou uit dwang, maar uit liefde vir die Here. En hierin sien ons ook ons eie tekortkominge, daar waar ons ook nog bekering in ons lewe nodig het. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so bly sit, sing ons saam Psalm 19, ons sing saam vers 5 en vers 6. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, dankie dat U in U genade, in U liefde en in U goedheid ons geskaap het. Dankie Here dat ons weet
dat U in die begin alles goed, ja baie goed geskaap het. Maar dat ons self, en nie net ons voorgeslagte nie, nie net Adam en Eva nie, maar ook ons gesondig het teen U. En dat U nogtans in die genade herstel, vrede en vergifnis kom bewerkstellig het. Dit ten spyte van ons. Trouwens dat ons net bydra tot ons verdoemenis. Maar dat U deur Uself die vrede kom maak het. Dat U in U Seun die versoening kom bewerk het. En dat U ons volkome vrygekoop het uit die slawerny van die sonde en die dood. Dus dankie Here dat ons daarom vanmôre U as Vader mag aanroep. En dat ons as kinders bymekaar mag kom waar U ook hier teenwoordig is. Ons smeek daarom Here dat hierdie erediens juis dit sal wees. 'n Diens van ons geloof, waar ons hier kom loof en prys, ons sonde kom bely, ook ons geloof kom bely, 'n ongetwyfelde geloof waaraan ons vashou, dat ons in dialoog met U kom tree, dat ons ook vanmôre U stem uit U woord sal hoor. Praat met ons Here, sny deur U woord aan ons harte, soos ons ook nou gesing het, waar daar self nog sonde in ons kleef, ja diep in ons hart waar ons dit nog verberg. Vergewe ons ook daarvoor. Vat weg dit wat skeiding maak tussen U en ons, en rig ons oë op wat U wil hê vir ons lewens. Ons vra Here, dat U in die genade ook sal wees met ons gemeente, met ons kerk en ons kerkverband, ja met ons land en al die gelowiges in ons land, met elkeen wat U naam aanroep vanmôre. Dat daar waar mense saamkom, dat U woord gehoor sal word. En dat elke prediker sal sê, so spreek, nie ek nie, maar so spreek die Here, luister na Hom. Ons vra Here dat U ook met almal wat siek is sal wees, almal wat swaar kry, almal wat rou en seer het, almal wat ly onder die sonde en die gebrokenheid van hierdie wêreld. Here, wees ook so met 'n verlore wêreld, met almal wat U nie herken nie, met almal wat nog hier, selfs vanmôre is, wat dalk uit gewoonte saamkom, maar nie waarlik U ken nie. Help ons, Here, te kan getuig oor die hoop wat in ons leef. Help ons om die verlorenes se oë ook op U te rig, dat hulle ook U goedheid sal smaak, die verlossing sal leer ken, en aan U al die eer gee wat U toekom. Ons vra Here, waar ons vanmôre 'n erediens het, mag dit nie uit gewoonte wees, mag dit nie net menslike gebruike wees nie, maar dat ons waarlik sal verstaan wat ons vanmôre doen. Wanneer ons loof, dat ons U uit ons harte sal loof, wanneer ons bely dat ons nederig en eerlik ons sonde sal bely. En wanneer ons die woord hoor, dat ons dit sal hoor met opregte harte, gewillig, om te sê, ja, daai een moet dit hoor, nee, maar ook ek moet dit hoor. Ons bid dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel en alleen in die genade, en in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons lees saam uit die woord van die Here, uit Genesis 37. Ek lees vir ons uit die 1933-53 vertaling. En daarna gaan ons weer saam sing, uit Psalm 27. Ons lees saam met die woord van die Here uit Genesis 37. Ons fokus gaan in besonder wees op die eerste 11 verse, maar ons lees ook die hele hoofstuk saam met die uitsondering van hoofstuk vers 36. Ek lees vir ons Genesis 37. En Jakob het gewoon in die land van die vreemdelingskap van sy vader in die land Kanaan. En dit is die geskiedenis van Jakob.
Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk, met die seuns van Bilha en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader. En Josef het die slegte gerugte oor hulle na hulle vader oorgebring. En Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom, en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers liefhet, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat. Hy het naamlik vir hulle gesê: "Hoor tog hierdie droom wat ek gehad het? Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land, toe met eens my gerf gaan staan en ook regop bly staan, terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig." Toe sê sy broers aan hom: "Wil jy miskien oor ons regeer? Wil jy miskien oor ons heers?" En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en sy woorde. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad en het aan sy broers vertel en gesê: "Kyk, ek het nog 'n droom gehad. Die son en die maan en die 11 sterre het hulle voor my neergebuig." Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê: "Wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom en ek en jou moeder en jou broers om ons voor jou na die aarde neer te buig?" En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. En sy broers het die kleinvee van hulle vader by Sichem gaan oppas. Toe sê Israel vir Josef: "Pas jou broers nie die vee op by Sichem nie? Kom, laat ek jou na hulle toe stuur." En hy antwoord hom: "Hier is ek." Toe sê hy vir hom: Gaan tog, verneem na die welstand van jou broers en die welstand van die vee, en bring vir my berig terug." So het hy hom dan uit die dal van Hebron weggestuur, en hy het by Sichem aangekom. Daarop kry 'n man hom terwyl hy in die veld ronddwaal, en die man vra hom: "Wat soek jy?" En hy antwoord: "Ek soek my broers, vertel my tog waar hulle die vee oppas." Toe sê die man: "Hulle het hiervandaan weggetrek, en ek het hulle hoor sê: Laat ons na Dothan gaan." En Josef het agter sy broers aangegaan en hulle in Dothan gevind. En hulle het hom van ver af gesien, maar voordat hy naby hulle kom, het hulle listig raad gehou teen hom om hom dood te maak. En hulle het vir mekaar gesê: "Daar kom daardie dromer aan. Kom dan nou, laat ons hom doodmaak en in een van die putte gooi en sê: 'n wilde dier het hom opgeëet.' Dan sal ons sien wat van sy drome word." Toe Ruben dit hoor, het hy hom uit hulle hand gered deur te sê: "Laat ons hom nie doodslaan nie." Ruben het ook vir hulle gesê: "Moenie bloed vergiet nie. Gooi hom in die put wat in die woestyn is, maar moenie die hand aan hom slaan nie, sodat hy hom uit hulle hand kon red om na sy vader terug te bring." En toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se rok uit, die rok met die lang moue wat hy aangehad het. En hulle neem hom en gooi hom in die put. Maar die put was leeg, daar was geen water in nie. Daarna het hulle gaan sit om brood te eet. Toe hulle hul oë opslaan, sien hulle met eens 'n reisgeselskap van Ismaeliete wat uit Gilead kom. Hulle kamele gelaai met speserye en balsam en gom, op pad om dit na Egipte af te bring. Toe sê Juda aan sy broers: "Watter voordeel is dit dat ons broer doodmaak en sy bloed verberg? Kom, laat ons hom aan die Ismaeliete verkoop, maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees." En sy broers het na hom geluister. Toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaeliete verkoop vir 20 sikkel silwer, en hulle het Josef na Egipte gebring. Toe Ruben by die put terugkom, was Josef nie in die put nie. Daarop skeer hy sy klere en hy gaan na sy broers terug en sê: "Die seun is nie daar nie, en ek, waar moet ek heen?" Toe neem hulle Josef se rok en hulle slag 'n bok en steek die rok in die bloed. En hulle stuur die lang rok weg en laat dit na hulle vader bring met die woorde: "Dit het ons gevind. Kyk tog goed of dit die rok van die seun is." En hy het dit erken en gesê: "Dit is die rok van my seun. 'n wilde dier het hom opgeëet. Verskeer is Josef." Toe skeer Jakob sy klere en trek 'n roukleed om sy heupe.
en hy het oor sy seun gerou baie dae lank. En al sy seuns en al sy dogters het moeite gedoen om hom te troos, maar hy het geweier om hom te laat troos en gesê, nee, treurende sal ek na my seun in die doderyk afdaal. So het sy vader hom dan beween. Sover uit die woord van die Here. Terwyl kom ons staan dan, sing ons saam Psalm 27. Ons sing saam vers 4, 5 en 6. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek is seker daarvan dat ons almal al by familie of vriende gaan kuier het, terwyl die spanning bietjie hoog loop in daardie gesin of huis. Daai wat jy so vir die mense rondom jou kyk en dink, genigtig, dit is so 'n bietjie die mekaar hierso. Die een is kwaad vir daai een, die helfte van die mense om die tafel praat nie eers met mekaar nie, en die mense kan eintlik die spanning voel in die lug. Baie mense hoef nie eers uit hulle eie huise uit te gaan om dit te beleef nie. Trouwens, hulle kan maar net self aan die tafel gaan sit. Hierdie gebrokenheid in gesinne, dit is eintlik die reël, nie die uitsondering nie. Maar daar is nie iets soos 'n volmaakte gesin, sonder konflik en sonder seer nie. Trouwens, gebrokenheid is nie die reël, nie net vir die gebrokenheid in ons gesinne en verhoudings nie. Dit is gebrokenheid van die wêreld. En die Bybel probeer dit ook nie wegsteek nie, veral nie Genesis nie. Ja, van die eerste blaaie na die sondeval lees ons daarvan. Daar is gebrokenheid omdat die mens gesondig het in sy verhouding met sy Skepper. Daar is gebrokenheid in ons verhouding met die natuur, en ons sien dit vandag eintlik meer as ooit, hoe eintlik nalatig ons is met die natuur en die wêreld. En soos ons fokus vandag ook is, die smet en die verwoesting van die sonde het ook deurgedring aan menseverhoudings. Verhouding tussen broers en susters, tussen broers en broers en susters. En ons sien daardie vernietigende effek tussen menseverhoudings van die begin van Genesis tot aan die einde van die boek. Trouwens, dwars deur die hele Bybel sien ons dit. Dit is sigbaar in die mees intiemste verhoudings. Die verhouding tussen man en vrou is aangetast direk na die sondeval. En nie lank daarna nie, sien ons ook die eerste moord, nie tussen vreemdelinge of vyande nie, maar tussen broers. En van hoofstuk 12 af, verder in Genesis, lees ons dan hoe die Here na een huisgesin toe gaan. Hy kies vir Abraham om sy verbondsgesin, die verbondsfamilie te begin, en daarna Isak, en vanmôre, soos ons gelees het in vers 2, ook Jakob en sy gesin. Israel en sy 12 seuns word dan ook die stamme van Israel later. En mense sou dink dat hierdie volk, wat die stamvolk van God se groter, latere Israel is, dat juis hier dinge anders sou wees. Maar wanneer ons aan hierdeur lees, soos vanmôre se gedeelte, dan besef ons ook maar, soos daardie gesin by wie ons gaan kuier, genigtig, is dan met die mekaar spil. 'n Stikkende gesin. Is nie 'n beeld van liefde, veiligheid, sorg en omgee nie. Ons lees van trots, ons lees van jaloesie, ons lees van die manipulasie en leuns, ons lees van haat. Dit is 'n donker beeld, broers en susters, maar dit is 'n bekende beeld vir ons almal. Kom ons kyk dan vanmôre na Genesis 37, nie net met die fokus op hierdie slegte nie, maar ook op die troos van die evangelie. Die eerste vers van hoofstuk 37 sê vir ons wat in die vorige gedeeltes gebeur het. Jakob het gewoon in die land van die vreemdelingskap van sy vader, in die land van Kanaan. Dit herinner ons hoe hierdie land 'n rol gaan speel, nie net vir die vorige geslagte, vir Abraham en Isak nie, maar ook latere geslagte, nadat die Here sy volk weer terugbring uit Egipte. Maar dit noem ook dan Jakob. Ja, dit herinner ons aan sy spesifieke geskiedenis. 5 hoofstukke van tevore is sy naam verander. Nie van Jakob, maar na Israel. Maar nou lees ons weer van Jakob, die bedrieër. Ons word herinner aan sy geskiedenis, hoe ons hom leer ken het van sy geboorte af, hoe hy sy broer Esau, sy vader Isak en sy skoonpa Laban bedrieg het. En die gesin se geskiedenis moet teen hierdie agtergrond gesien word. Jakob, die bedrieër, want daardie sonde is nie iets van die verlede nie.
Ja, net soos die geskiedenis was, soos Isak sy tweelingbroer Esau voorgetrek het, so trek Jakob een van sy seuns voor. Net soos Jakob liewer was vir een van die vrouens, so is hy liewer vir een van sy 12 seuns. Vers 3 sê, Israel het vir Josef meer lief gehad as al sy seuns. Dit is ook baie duidelike sigbare voortrekkery gewees, want vir Josef en net vir hom maak Jakob dan 'n rok met lang moue. En dit is eintlik baie skokkend as ons mooi in vers 3 kyk. Want dit sê dis nie Jakob die bedrieër nie, maar Israel, die getransformeerde Jakob. Ja, alhoewel hy 'n ontmoeting met God gehad het, alhoewel hy self 'n verandering en bekering ondergaan het, alhoewel hy self 'n slagoffer was in die verlede van onregverdige behandeling, het hy steeds verkeerd opgetree. Hy het die een seun liewer gehad as die ander. Die teks sê dit was nie die ou Jakob nie, dit was Israel, die nuwe Jakob. Voortrekkery gebeur ook in gelowige gesinne. Hiermee sê ons nie dat menseverhoudings eenvoudig is nie, allermins. Daar is baie redes wat bydra daartoe dat 'n ouer die een kind voortrek bo die ander. Dink maar aan Jakob. In vers 3 staan daar dat hy liewer was vir Josef. Hoekom? Want hy was vir hom die seun wat in sy ouderdom gebore is. En dit boonop nog by sy geliefde vrou, die een vir wie hy 14 jaar lank gewerk het. Ons kan dus verstaan hoekom Jakob gedoen het wat hy gedoen het. Maar geliefdes, net omdat verhoudings kompleks is, net omdat daar baie dinge gebeur waaroor ons optrede kan regverdig, kan hierdie dinge nooit 'n verskoning wees vir ons optrede nie. Ons kan nie ons slegte gedrag teenoor ons naaste, teenoor ander mense regverdig deur te sê, nee, maar dit is nou maar net so nie. En lidmaat het vir my 'n boek gegee en in die boek is daar 'n verhaal van die nuwe predikant wat by die ou boere oomie op die plaas gaan kuier met sy eerste besoek. Dan sê die oom vir hom, Dominee moet nou maar verskoon, maar my pa en my oupa Grootjie en die geslagte voor hom vloek op hierdie plaas. Ek kan nie nou ophou nie. En so regverdig ons sondes. Dis as gevolg van hierdie gebeure in my lewe dat ek dit gedoen het. Ja, dis as gevolg van my ouers, of dit is nou maar net hoe ek kan nie nou verander nie, ek het geen ander opsie nie. Maar by 'n gelowige moet daar nie verskonings vir ons sonde wees nie. Nee, daar moet eerder erkenning en skuldbelydenis wees. Want is eers wanneer ons regtig besef hoe stikkend ons is, dat ons besef hoe groot nood ons het aan die genade van die Here. Jakob het die genade van die Here nodig gehad, selfs nadat hy Israel geword het. En sy optrede het baie seer in sy gesin veroorsaak. Dit bring ons by vers 4 uit. Die fokus skuif nou weg van die vader af op die broers, die ander broers. En hierin sien ons weer eens die gebrokenheid en die seer wat die sonde veroorsaak het. Aan die een kant is die broers slagoffers van hulle pa se voortrekkery, maar aan die ander kant dra hulle weer by tot seer en verdere pyn. Die teks sê vir ons baie duidelik die konflik wat daar in die gesin was. Vers 4. Toe Josef se broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers liefhet, het hulle hom gehaat. Ja, hulle haal daardie seer wat hulle pa veroorsaak uit op hulle broer. Verder sê dit dat hulle nie vriendelik met hom kon praat nie. Letterlik kan ons sê dat hulle nie vrede vir hom kon sê nie. Die Jode se manier om mekaar te groet was om vir mekaar te sê vrede vir jou. Maar sy broers kon nie eers vir hom sê of toewens dat daar vrede in sy lewe moet wees nie. Ons hoor in vers 5 weer van hulle haat. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy vir sy broers vertel het. En daaroor het hulle hom nog meer gehaat. In vers 8 vir 'n derde maal. Hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome. Dis duidelik. Hierdie jong Josef het hulle bloed laat kook. En uiteindelik staan daar in vers 11 dat Josef se broers afgunstig was op hom. Ja, hulle het hom nie net gehaat en nog meer gehaat en nog meer gehaat nie, hulle het hom ook beny vir die liefde van sy vader. En die res van die hoofstuk wys hoe dit afgespeel het. Hier kom daar die dromer aan, kom ons maak hom dood. Ja, hoe baie moet jy iemand haat, jou eie broer haat om hom dood te wil maak? Hulle sien sy lewe as waardeloos, gooi hom in die put, verkoop hom as 'n slaaf, iets wat trouens later in Israel
heeltemal verbode was. Weereens, net soos met Jakob, kan ons die konflik en die afguns verstaan. Die kleinste dingetjies veroorsaak soms die grootste seer in 'n gesin, maar dis 'n simptoom van 'n groter en 'n dieper probleem. Dit was nie die kleed nie, dit was nie die drome nie, dit was die voortrekkery, dit was die sonde en die seer. Dit was nie net Jakob wat God se genade nodig gehad het nie, maar ook die broers. En ons? Is daar dalk nie ook iemand wat ons hanteer, soos Josef se broers hom hanteer het nie? Iemand vir wie jy nie eers kan sê, vrede vir jou nie. Iemand dalk selfs in jou gesin of by die werk of hier in die gemeente. Geliefdes, haat is 'n baie gevaarlike emosie. Hoor wat lees ons in 1 Johannes 2. As iemand beweer dat hy in die lig is, met ander woorde, as iemand beweer dat hy in die Here Jesus glo, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig en daar's niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. As nou ons nie eers vir ons broer en suster in Christus kan sê, vrede vir jou nie, hulle wat ons kan sien, hoe kan ons dan glo van vergifnis van die Here vir hom wat ons nie kan sien nie? Dit bring ons uiteindelik by Josef uit. As ons aan Josef dink, dan dink ons gewoonlik in positiewe terme aan hom. En reg ook so, want Genesis beskryf hom hoofsaaklik baie positief. Maar die Josef wat ons in Genesis 37 leer ken, moet nog verandering ondergaan. Hy dra nog by tot die gesin se konflik. Hy is bederf en hy dra stories aan. Vers 2. Josef het die slegte gerug oor sy broers aan sy vader oorgebring. Die teks spesifiseer nie dat dit noodwendig leuns was nie, maar die woord slegte gerugte lees ons weer later in Numeri oor die 10 verspieders wat teruggekom het en slegte gerugte vertel het oor die land van Israel. Ja, dis slegte gerugte wat nie spruit uit 'n suiwer hart nie, en die gedagte is baie duidelik. As jy nou iemand regtig wil sleg praat, loop jy na 'n vriend of 'n vriendin toe en jy skinder by hulle en jy vertel so 80% van die waarheid en jy oordryf die storie met so 20%. Beteken nie egter dat ons nie mag praat wanneer iemand verkeerd doen nie. Maar die Here leer ons hoe ons dit moet doen. Matteus 18. Jy moet na daardie persoon self toe gaan, met hulle persoonlik gaan praat, direk met hulle praat. En as hulle nie wil luister nie, of as hulle jou teenstaan, neem die ouderling saam. En as hulle jou weer teenstaan, neem nog 'n getuie saam. Daar is 'n pad vir hierdie dinge. Ons praat die waarheid in liefde. Maar baie keer verlaat ons daardie weg. Ja, kinders praat eerder met mekaar oor die gedrag van die ander een of oor hulle ouers se gedrag. En die een ouer kla weer by die ander ouer oor die kind, maar praat nie met die kind nie. En in die huisgesin van God, hier in ons gemeente, gebeur baie dieselfde. Ons hardloop na die ouderling of die diaken of die predikant toe. Hierdie een het weer dit gedoen. En dis nie hoe Christus ons geleer het nie. In Josef se optrede sien ons onsself ook raak. Maar buiten sy stories was Josef ook 'n dromer, soos sy broer sê. En om die saak erger te maak, hy vertel hierdie drome aan sy broers. Ja, dit is nie die probleem nie. Die probleem is dat hy dit met hoogmoed doen. Daar's nie 'n greintjie van nederigheid nie. Daar's nie 'n besef wat se genade in hierdie drome deur die Here aan hom gegee word nie. Selfs sy pa Jakob, wat hom voorgetrek het, frons en spreek hom aan oor sy drome. Hoe word die goeie Josef dan beskryf? As 'n bedorwe brokkie, 'n hoogmoedige klikbek wat liefdeloos en sonder takt eintlik stories ronddra. Net soos sy pa, net soos sy broers, het ook hy die genade van die Here nodig. Geliefdes, vanmôre se verhaal is eintlik baie hartseer. Die eerste deel van Jakob se gesinsgeskiedenis is nie rooskleurig nie. Daarom moet ons onsself afvra, wat leer ons uit hierdie gebrokenheid? Haat, afguns, voortrekkery, afknouery en manipulasie, hier is alles dinge wat betrokke is in ons verhoudings met mense. Ja, en dis nie daardie een se skuld nie, maar dis ook my eie skuld wanneer ek bydra daartoe. Daar's geen gesin, geen huwelik, ja, geen verhouding in hierdie lewe wat volmaak is nie. Dit is aangeraak deur die sonde. Daar's konflik. En ons sien dit in ons nabye kringe. Ons sien dit nou
na die synode se besluit ook in ons gemeente en in ons kerke. Wat ons dus hieruit leer, is dat ons die genade van die Here nodig het. Die genade vir ons gesinne, die genade vir al ons verhoudings met mense. Moet ons dring tot 'n besef dat ons Christus nodig het, vergifnis nodig het, dat ons herstel nodig het. In die geval van Jakob het die Here die wonderlike herstel bewerk. Die res van die hoofstuk vertel vir ons hoe die Here betrokke was. Ja, hy het die volgende jare gebruik om aan Josef te slyp, om aan sy karakter te werk. Hy het hom tot geloof en nederigheid gebring. Hy het ook aan die broers gewerk. Ja, hulle moes hulle eie sonde besef. Hulle moes dit bely, nie net 1 of 2 keer, maar selfs 3 keer. Hulle het almal gegroei. Hulle moes vergifnis vra. Hulle moes vergewe. Dit het baie jare, baie swaar kry, baie beproewing geneem. Maar hierin is ons troos. Die Here kies nie net 'n gelowige gesin nie, maar hy stap ook met hulle 'n pad. Hy is met ons gesinne, net soos met Jakob se gesin, op pad. Daar is hoop vir ons gesinne. En op die ouend van die dag is Jakob se familiegeskiedenis ook die waarheid vir elke gesin en elke verhouding in die Bybel daarna. Sonde het ons verhouding met God, ons verhouding met die skepping en ons verhouding met mekaar beïnvloed, gebreek. En ons smag na vrede en herstel. Ons het nood dat iemand aan ons tog net genade sal bewys, dat iemand vir ons die weg van vrede sal wys. Dis ook juist deur Jakob se gesin wat daardie iemand gekom het. Hy was met hierdie gesin op pad. Ja, eers terug na Egipte en jare later weer uit Egipte terug na Kanaan. En deur Jakob se gesin is ook vir ons gebore Jesus, die Christus. Hy waarin wie ons hoop en troos is. En deur sy liefde en deur sy genade het die Here daardie herstel waarna ons smag bewerk. Hy doen dit ten spyte van ons sondes. Hy doen dit selfs deur ons gebrokenheid en selfs met ons gebrokenheid. Dit wat hierdie sonde gebreek is, maak God weer in Christus heel. Vrede. Vrede tussen ons en God. Vrede tussen mekaar, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Waarom, geliefdes, hou moed. God is besig. Hy is met ons nog op pad. As hy deur sy genade in staat was om daardie die mekaar gesin van Jakob te kon red, is hy veel meer in staat om ook ons gesinne te kan help en lei. Ek sluit af. Ons begin baie keer ons erediens deur te vra, waar sal ons hulp vandaan kom? En ons hulp is van die Here. Hy wat in sy genade ons lief gehad het en vrede gebring het, vrede tussen ons en hom, vrede tussen mekaar. En wat die sonde gebreek het, het hy herstel en hy stap nou nog 'n pad met ons, 'n pad van herstel. En mag hierdie liefde dan ook oorspoel tot ons verhoudings met mekaar. Verhoudings in die kerk, verhoudings in ons gesinne, verhoudings in ons huwelike. 1 Petrus 4 kry ons die opdrag, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Mag God se genade dan duidelik in ons verhoudings, in ons gesinne en in ons kerk sigbaar wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, wees ons sondaars tog genadig. Bewys u genade vir al ons gebrokenheid, vir ons gesinne, vir al ons verhoudings. Help ons om te vlug na Christus, die begin en die volëinder van ons geloof. Help ons om na hom te gaan en wie ons ware vrede vir ons gebrokenheid vind. Help ons, Here, om te hoop en te wag op u genade. Ons verlaat ons op u, ons beroep ons op u genade. Bring tog vrede waar daar gebrokenheid is. Help ons wat reeds daardie vrede gesmaak het. Help ons wat hierdie wonderlike evangelie van Christus se genade reeds het en glo en aan vashou.
om ook ander te help wat dit nog nie beleef het nie. Ons pleit U om Christus naam. Amen.